Halleluja. Vader, in die naam van Jesus. Ek kom sê vir dankie vir die voorreg wat ons het. Here, om in die naam te kan vergader. Here, sê in die woord, Here, dat ons is tot alles in staan. En Here, dis vanoggend my skrif wat ek bid. Op my luisteraar. Dat ons tot alles in staat is, Here, dat U wat ons die krag gee. Ek bid, Abba Vader, dat U wat die kenner is van die hart en die toetser is van die nieren. Here, dat U met die persoon sal praat wat nou lang luister. En ek bid, Abba Vader, dat wat ons hier vandag gaan deel, dat het op vrugbare grond sal land, vrug sal skiet, en dat hy op sy veelvoudig vrug sal dra, door die woorde, wat ek gespreek het, maar wat U spreek vanoggend. In Jesus naam bid ek om ek het verdien, maar ek het genade uit. Amen en amen. Halleluja. Glory to God. Ek wil elkeen welkom hier by die stem van Portable. Of jy nou luister van Facebook Live, of jy miskien weer kyk op YouTube. Ek sê vir jou welkom na hierdie verheerlikende diens wat sal plaas van die vanoggend. Ek het nou nie ge-advertise, want weet soms dan, soos met tegnologie, en so alle wat julle nou sien, ons is in die nuwe studio, as ons besig om dinge in plek te stel, en reg te stel, om van glorie na glorie te gaan, sodat ons op een van die dag, ek sal nie sê 'n lekker online diens het nie, maar meer van 'n diens waar jy heeltyd in die diens kan wees en dit kan geniet. Dan hoef jy nou nie, as jy nou na jou diens toe gaan, dan ga jy na die diens toe, maar as jy nou nie na jou diens toe kan gaan om een of ander rede nie, dat het meer gemakkelijk kan wees dat jy op die einde van die dag in jou huis kan sit en dat jy daar die woord van die Heer kan geniet en ook met worship, die worship experience kan hê, soos wat dat is. Halleluja. En soos jy kan hoor ook, is daar muziek in die agterkant wat ons self maak en wat ons op YouTube ook op die van die dag gaan gooi, sodat jy kan bid op die instrumentals en dat jy ook kan dit kan gebruik miskien aan jou eie tyd waar jy is, om miskien as die skool goed was, miskien as jy toe late toe gaan, of jy net te wees vir spesifiek vir as jy gaan bid nie, maar dit kan wees vir wanneer jy net 'n atmosfeer wil hê. Amen. Net wanneer jy atmosfeer wil hê. Halleluja, halleluja. So, ek gaan vanoggend wil ek saam met julle 'n paar dinge deel, want ek het in die verlede het ek nou gepraat oor die confusion binne in die kerk. Ek het gepraat oor die confusion binne die kerk en hoe dat 'n mens, jy het die aspek van die woord en dan het jy die aspek van jou ervaring. En soms met jou ervaring nie met die woord nie, soms met die woord nie met die ervaring, en die mens wonder maar wat gaan aan? Hoekom gebeur dinge nie so wat het gebeur het in Elias se tyd nie? Hoekom gebeur dinge nie so wat het gebeur het in Daniel se tyd nie, in David se tyd nie? En ek hoop as jy teruggaan op die lives, dan sal jy kan verstaan waarvan ons praat. En een van die dinge wat wel vir my nader getrek het na die onderwerp toe was, ek wil vertel het van hierdie een brother wat ook gepraat het van die levels en so. En baie van die mense het hierendaags my gevra oor die gebede, hoe spesifiek gebeur het met die gebede. Maar dan jy bid nou, en dan het hy van, gaan my gebed deur die dak, gaan my gebed onder die dak, is het, hoe gebeur het dat, ek bid die, soms voel dit werk, soms voel dit werk nie, soms is daar 'n atmosfeer, en soms werk my gebede nie, in die atmosfeer nie. So what has happened? Soms kom die man van die Here, en die man van die Here bid, vir 'n siek persoon, die persoon gaan miskien dood. Die man van die Here bid vir gesondheid,
die persoon gaan miskien dood. Die man van die Here bid daar en die spoeg wy terwyl daar gehaas word en geblaas word, maar daar gebeur niks nie. So ek gaan volgende probeer om 'n paar dinge saam met te deel oor gebed, wat 'n paar antwoorde kan gee aan jou as 'n jong gelowige, sodat jy kan verstaan hoe gebed actually werk. Amen, hoe gebed actually werk. So ek gaan begin deur hierdie teks aan jou te gee. Johannes 14 vanaf vers 13, 'n baie bekende gedeelte. Johannes 14 vanaf vers 13. Ek gaan van vers 10 af lees, sodat ons net binne die konteks kan kom van wat Jesus actually gesê het. Johannes 14 vanaf vers 13 is die hoofskrif, maar ek gaan van vers 10 af lees, net sodat ons in konteks kan kom. Halleluja. So ons het Johannes 14 vanaf vers 10 en dit lees as volg: Glo jy nie dat ek in die Vader is? Dis Jesus wat na hier praat. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Ek wil hê jy moet oplet, dit is eintlik die drie enige God wat Jesus aanspreek. Hy probeer vir jou die verskil wys tussen die drie enige God. Ek gaan weer lees. Kom ons lees 'n bietjie stadiger. Glo jy nie dat ek in die Vader, dis nog God die Vader. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader, dis nou weer die ander Vader, die Heilige Gees, wat in my bly, hy doen die werke. So dit is eintlik die drie enige God wat, of kom ek sê die disippels wat 'n glimp kry van die drie enige God wat Jesus hiervan praat. Vers 11: Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, hy sal dit ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Vers 13 is nou die trefskrif hier, waarvan almal praat, en dit is: en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Let op, dis baie vaders wat hier genoem word. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Vers 14: as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Vers 15: as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En nou vers 16: en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Glory to God. Nou baie van ons gelowiges, omdat ons hierdie teks het en hierdie teks lees, dink ons dat enige iets wat ons in die naam van die Here vra, in die naam van Jesus vra, hulle dink dat dit is 'n manier om enige iets te kan kry van die wêreld of in die wêreld. So wanneer ek byvoorbeeld 'n huis nodig het, dan wil ek dit bid van die Here, want die Here het mos nog gesê dat enige iets wat ek in sy naam vra, dit sal ek dit vir julle gee. En wanneer ek 'n kar nodig het, Here, ek is op soek na 'n kar, Here, stuur 'n kar in. Here, ek is op soek na geld, Here, ek is op soek na koffie, ek is op soek na suiker, whatever the case may be. Here, ek is op soek na dit, of ek is op soek na dit. Alles wat jy in die Here se naam vra, wil jy kry, en jy wil die naam van die Here as te ware gebruik as 'n sleutel. So wanneer ek nou iets bid, dan sê ek in die naam van Jesus, en omdat ek nou in die naam van Jesus gesê het, dan is dit die sleutel tot die deur wat dit oopgemaak het,
en ek is veronderstel om 'n kar te kry, ek is veronderstel om die werk te kry, ek is veronderstel om die posisie te kry, want ek het mos nog gebid. So wanneer ek ook bid vir gesondheid, wanneer ek ook bid vir iemand, vir 'n deurbraak, dan is dit veronderstel om outomaties te gebeur, want ek het gebid in die naam van Jesus. Wat die kerk wat ek sê. Nou daai is die baba mentaliteit daai. Daai is die kind mentaliteit. Daai is nog die baba wat in Christus is. Man of God, as jy met my. En wanneer jy in so 'n area is waar jy vir God goed vra, dan moet jy besef dat daar is 2 elemente. Nou moet jy mooi luister. Daar is 2 elemente wat betrokke is as dit kom by gebed. Maar voordat jy daar kom, skryf dit neer. Wat is gebed? Skryf dit neer, wat is gebed? Ek het dit probeer in plain taal vir jou te gee, sodat jy kan verstaan wat ons van praat. Wat is gebed? Gebed is wanneer jy voor God die Vader staan as Jesus en jy kommunikeer deur die leiding van die Heilige Gees na God die Vader. Ek gaan dit weer lees. Wat is gebed? Gebed is wanneer jy voor God die Vader staan as Jesus Christus en jy kommunikeer met God die Vader deur die leiding van die Heilige Gees. Ek gaan dit weer sê. Skryf dit neer. Wat is gebed? Gebed is wanneer jy voor God die Vader staan as te ware in die plek van Jesus en jy kommunikeer met God die Vader deur die werking of deur die leiding van die Heilige Gees. Nou let op, ek het 'n paar woorde uitgehaal, byvoorbeeld, jy staan voor die troonkamer, want ek meen maar nou, jy kan, wanneer jy in van God die Vader se presence is, dan is jy al reeds in die troonkamer van die Here. Amen. Jy is al reeds daar. Miskien sal jy my vra, maar wat van die tale, wat van dit? Ek wil nou nie daai aspek gaan ons nie nou oor praat nie, want daar's 2 elemente wat ek nog net gesê. Die 2 elemente is wanneer Jesus nou, wat is gebed? Jy staan voor God die Vader, jy staan in die plek van Jesus en jy kommunikeer met hom. Let op die woorde, jy kommunikeer met hom, jy vra nie, jy kommunikeer met hom, want daar is soms dinge wanneer jy in die presence is van God, dan hoef jy niks te vra nie. Jy hoef niks te vra nie. Come on man. Moet jy nou elke keer na God toe gaan net om iets te vra? So wat is die doel dan van gebed as jy na hom toe gaan net vir vra? Dan is jou mentaliteit reg as dit kom by gebed nie. Want jy gaan nie na God toe net om te vra nie. Kan jy nou verstaan hoekom ek gesê het, hy is die babas nog? Die babas is die mense wat net wil vra. Die babas is die mense wat net wil, ek wil hê, ek gee my dit, gee my die promotion Here, gee my die kar, gee my die dit, gee my die daai. Daai is die baba mentaliteit daai is nog die kinders in Christus. En dit in elk geval, dis hoe sy weet of sy volwasse is in die Here. Want die een wat vra, hy is nog nie so volwasse soos die een wat sê, ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee nie. Jy sien, dit is iets wat David verstaan. David het verstaan dat wanneer hy in die presence van die Here kom, dan gaan hy niks vra nie. Wat skryf hy in Psalm 23? Die Here is my herder en ek daai man het niks te vra nie, want hy het geweet. Hy is uitgesort. Hy is uitgesort. So, David het verstaan, dat wanneer hy na die Here toe gaan,
dan is dit nie iets van ek vra nie. Want die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. So wanneer jy na God toe kom, is hy net vir vra nie, is hy net vir smeek nie. Ja, daar is 'n element van vra, ja, daar is 'n element van kommunikeer, en ons praat van, ek wil iets vir die Here vra. Maar wanneer jy in Christus is, dan besef jy in elk geval, dat die skrif hier het meer te doen met verhouding, as om te doen met wat jy jou eie vleeslike begeertes wil laat vervul. 'n ware kind van die Here in elk geval sal nie eens vleeslike dinge vra of eie begeerlikhede vra nie. Want wat jy ook al in die naam van die Here vra, die Bybel sê nou hier neem, vers 13, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Hoekom? Sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. So dit gaan, die einddoel om te vra is sodat die Seun verheerlik kan word. Dit is nie sodat jy kan rondry in jou kar, sodat mense kan sien die Here het vir jou uitgesort nie. Nee, onthou net, jy kan die kar ook gekoop het deur skuld. Come on nou. Die verheerliking is so gebaseer dat die mense moet kan sê dit was net die Here. Are you following this? Die verheerliking is so gebaseer dat mense moet kan sê, dit is net God wat vir jou deurgekom het. Dit is nie te doen met die wêreldse aspekte nie. Hulle moet nie eens die verheerliking moet nie eens gekros question word nie. Wat bedoel ek? Ek bedoel dat die man, die Here ook, jy sien die situasies waar jy sê, dit is net die Here. Die situasies wat jy kan sê, dit is net God wat vir my deurgekom het. Waar God so verheerlik kan word, there is no question about it, dat jy op die ouen van die dag op die Here vertrou het, en dan die Here het vir jou gekom. Dit is nie 'n geval van ek het dit gekry deur menslike goed nie. Want in vandag se tyd bevraagteken mense enigiets en alles. So hoe gaan ons die verheerliking van God sien as daar nog steeds 'n menslike aspek is? So jy kom na God toe nie om te vra nie, jy kom na God toe om wat te maak? Te kommunikeer. En ons sien daai is die moeilike deel van die jong gelowige. Kom ek noem vir jou dit. Een keer ek en my broer gesels en ek noem vir hom dit, ek sê vir hom, weet jy, man of God, hoe jy van my leer ken? Ons het saam groot geword, ja. Ons praat met mekaar, serieus, daar kom het nou, ons praat met mekaar. Ek vraag vir hom, man van die Here, het jy 'n boek van my gelees? Oor my lewe en hoe ek handel en hoe ek wandel. Hy sê nee. Nou hoekom, en ek vraag vir hom, nou hoekom is dit? Hoekom dink jy is dit dat die gelowige het 'n boek van die Here, wat in elk geval hy lees nie? Hoekom dink jy is sy verhoudings met mense meer powerful as met God? Hoekom dink jy kan hy meer op mens vertrou as op God? Want hy kommunikeer meer met mense. Hy praat meer met mense. Van dit is hoe verhouding gebou word. Die verhouding word nie net gebou deur jou Bybel te lees nie. Want hoe jou sterkste verhouding wat jy het met iemand, met die persoon op die aarde, is nie dat jy 'n boek van hom gelees het nie. Dat jy met hom gepraat. Is dit waar? Jy het met die man gepraat, jy het met die vrou gepraat, jy het met jou ma gepraat. Jy het nie 'n boek van jou ma gelees nie, jy het nie 'n boek van jou pa gelees nie. Wat het gebeur? Jy het experience. Iemand met ervaring met die Here is meer powerful as iemand wat 'n boek gelees het. O, jette, hoe vertel ek jy het meer ervaring met mense in die wêreld as wat jy het met God. Dit is hoekom jy nie op God kan vertrou nie.
Dit is hoekom jy, wanneer jy in die laagtes is, dan kan jy nie glo dat God sal vir die kom nie. Hoekom nie? Daar is experience met die Here nie. Sy het God gelimit tot die Bybel. Sy het God gelimit tot gebed en vraag. Sy het God gelimit tot ek gaan net na hom toe wanneer ek iets nodig het. Maar die dag tot dag communicatie is hier daar nie. Die uur tot uur communicatie is hier daar nie. Come on man. Die feit dat jy wanneer jy opstaan, die communicatie is hier daar nie. Jy het jouself gelimit tot ek gaan die tyd bid. Jy het jouself gelimit. Wanneer praat jy met jou ma? Wanneer praat jy met jou pa as hulle in die huis is? Reël jy met hulle afspraak? Ek dink nie so nie. Jy gaan net na hulle toe en dan praat jy met hulle. Jy loop net na hulle toe na die kamer toe, dan praat jy met hulle. En dit is wat God wil hê. Daai is eintlik gebed. Die hoofdoel van gebed is kommunikasie. Nie om iets by hom te wil hê nie. Voorbeeld vir jy is in 'n huis. Voorbeeld vir my jy is in 'n huis. Saam met jou ma en dan stel jy jou skedule op. Ek gaan 2 uur met my ma praat. Ek gaan 3. Nou daar is iets verkeerd aan om jou gebedslewe te hê en te sê ek gaan 10 uur bid of ek gaan 12 uur bid nie. Maar kyk net wat het die routine gemaak aan jou. Dat het die spontane kommunikasie het weggevat. Dat het die spontane inspirasie het weggevat. Van sy schedule nou 'n meeting. Ek gaan 10 uur bid. Ja, soos ek sê, dis nie verkeerd nie. Maar die hoër doel van gebed is nie sodanig om te schedule, ek gaan 10 uur bid, ek gaan 1 uur bid, ek gaan 3 uur bid, ek gaan 4 uur bid, ek gaan daai tyd bid. Nee, die hoër doel van gebed is om te kommunikeer met die Here sodat jy 'n verhouding met hom kan bou. Soos ek sê, jou ma is binne in die huis. Reël maar 'n meeting. Ek gaan net 2 uur saam met 'n apparaat. Ek gaan net 4 uur saam met 'n apparaat. Ek gaan net 1 uur saam met 'n apparaat. Ek gaan net 12 uur saam met 'n apparaat. Dan kyk jy hoe daai verhouding werk vir jou. Nee. Wanneer jy lus is om te praat en wanneer jy nie lus is om te praat nie. Wanneer jy depressief is, wanneer jy hartseer is, al jou emosies, of dit nou hoe 'n rollercoaster is, jy praat met hom. Jy praat met haar. Jy realiteit nie. Jy realiteit nie. Amen, jy reël nie 'n tyd nie. So daai is die eerste element, of daai is die eerste aspek van as dit kom by gebed. Daai is wat as dit kom by gebed. En dit is belangrik om te weet dat wanneer die teks sê dat wat julle ook al in my naam vra, dat sal ek vir julle gee. Dat is jy vra nie vir jouself nie. Want jy weet nie, jou kommunikasie met God gaan van so 'n aard wees. Jy gaan later agterkom God beantwoord al jou vrae. Die enigste ding wat jy regtig vir hom gaan vra is geestelike dinge. Dit gaan nie begeerlike dinge wees nie. Ons wat volwasse is in die Here, besef dat ons vra nie vir die Here begeerlike dinge van onsself nie. Ek sal nooit, ek kan nie iets vir die Here vra van die aarde nie. As dit vir my is dit Gerewaan nog, gaan ek nou iets, gaan ek nou 'n kar vra, gaan ek nou 'n huis vra, gaan ek nou 'n promosie vra, gaan ek nou iets van die wêreld vra. Het kan nie wel wees nie. Hoekom nie? Want dit is vir my belangrik nie. En so moet dit vir jou as gelowige ook nie belangrik is nie. Hoekom nie? Want jy is hier vir jouself nie. As ek bid, dan bid ek vir siele. As ek bid, dan bid ek dat mense tot redding moet kom. As jy ooit iets vir die Here vra, dan vra jy weer, ek het 'n taak wat ek moet verrig. Ek het iets wat ek moet doen. En ek het krag nodig om dit te doen, maar ek doen dit nie vir myself nie. Die lewe wat ek leef, soos die Bybel sê, die lewe wat ek leef, is nie vir myself, maar dit is tot Christus. Want Paulus, wat sê Paulus? Ek is gekruisig. En nou leef ek vir die Here, want die Here het vir my gesterwe.
So dit is wat jy dan op die einde van die dag bid. Dit is jou gebede. Sy bid vir presidente, sy bid vir mense wat in machtsposities is, sy bid vir leiers van die kerk, sy bid nie vir jouself en sy wil niks sê nie, want sy het aanvaar dat dit wat ek het is uit genade uit. Nie dat sy niks wil hê nie, maar God sal vir jou op jou behoefte sal hy vir jou voorsien. Wat sê Paulus? Ek weet wat het is om niks te hê nie. Ek weet wat het is om min te hê en ek weet wat ook om baie te hê. Maar verder aan, ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee. So jy is in 'n verhouding met God en wat sy vra of wat sy bid, die kommunikasie, gebed is daar vir kommunikasie. Dit is die hoofdoel van gebed. As ons kyk na die oorspronklike woord van gebed in die Hebreëse taal, dan is die verwysing meer na 'n selfondersoek. Die Hebreëse woord, die oorspronklike woord gaan meer oor ek ondersoek myself, ek staan daar voor God en ek kommunikeer met hom, kommunikasie, verhouding en selfondersoek. Dit is waaroor die woord regtig gaan. So wanneer ek voor God staan, dan is dit 'n selfondersoek. Ek kommunikeer vir selfondersoek. Ek kommunikeer om 'n verhouding met hom te hê. Dit is waaroor gebed gaan. Nou Engels het vir ons kom leer wat hierdie teks nou sê, dat ons moet net vra. En nou het gebed gekom word dat ons net vra. Ons vra net vir die Here. Gebed het nou kom vir ons vra net. Want as jy hoor van gebed, dan is dit gebed in vra. Gebedsversoekies. Gebed is net gebed vir vra. Maar niemand praat oor die aspek van kommunikeer. Niemand praat oor die aspek van ons wil 'n verhouding bou met God. Dit gaan net oor vra. Dit gaan net oor ek wat wil hê. Dit gaan net oor wat kan ek kry. Dit gaan net oor hierdie wêreldse goeders wat gevra word. En dit is nie die main doel van gebed nie. En in elk geval, as ons nou vir mekaar sê dat sy staan voor God in die plek van Jesus om te kommunikeer deur die leiding van die Heilige Gees, vraag aan jou, wat het Jesus nodig? En dan het hy staan in die plek van die Here, hy staan in die plek van Jesus om te kommunikeer met God die Vader. Vraag, wat het Jesus nodig? Het Jesus iets nodig? Wat het Jesus nodig? So wanneer ons kommunikeer met God, dan staan ons daar, soos die Bybel sê, ons is arm van gees. Mattheus, ons is arm van gees. En wat bedoel dit met arm van gees? Ons bedoel dat in die gees het ons alles afgelê. En ons staan daar in opdrag, dat God die Vader vir ons die opdrag gaan gee, sodat ons hier op aarde ons werk kan doen. Dit is nie 'n geval van, ek kom vir vra nie. Want as ek weet wie ek is, dan het ek alles. As ek weet wie ek is, dan het ek alles. As ek weet wie ek is, dan het ek alles. Sy moet net weet wie sy is. Sy moet net weet wie sy is in Christus. Dan sal sy nie vir die Here goed vra nie. Jy sal nooit vir God iets kan vra nie. Want jy weet, in elk geval, hoe snaaks is dit, dat jy kom na die Here toe, om vir hom iets te vra, terwyl die Bybel sê, God sorg vir die mosies, God sorg vir die diere, en hy sal sorg vir jou. Daai kanselleer vra oor my lewe, hy kanselleer dit uit. Ek kan nie vir hom iets vra nie. Hoe kan ek iets wil vra, as God sê ek is tot alles in staat, deur Christus wat met die krag gee? Dan bots dit met daai skrif. Hoe kan ek iets wil vra,
As God sê in Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, dan kan jy nie daai skrifte gebruik in jou daaglikse lewe nie. Want as jy vir hom iets gaan vra en God sê, maar die Here is jou herder, hy kom niks kort nie, dan hoekom vra jy dan vir hom iets? Dan kan jy nie daai skrifte aanhaal nie. As dit is dat jy vir hom iets wil vra, dan hoekom is jy 'n koning? Openbaring 1 vers 6, hy het vir ons konings gemaak. Ek wil net weet, het 'n koning al iets ooit gevra? 'n koning vra nie. Het jy nog nie gehoor nie? 'n koning wens. And your wish is my command. Het ek dit al vir julle dit gesê nie? Die koning lê in die bed. Dan sê hy, ek wens vir 'n glasie water. Die bediende word. Dan kom die bediende. Ek wens vir 'n bord biryani kos. En die servant wag. Dan moet hulle dit gaan maak. En dan kom hulle terug met die biryani kos. Your wish is my command. Dit is hoe dit werk in die koninkryk. Your wish is my command. Nou as God dan vir ons 'n koning gemaak het, as God dan vir ons priesters gemaak het, dan hoekom vra ons nog in gebed dit wat ons nodig het? Soos ek sê, jy moet net weet wie jy is in Christus. Jy moet net weet wie jy is in Christus. Ek praat saam met jou oor gebed en ek is besig om saam met jou te praat oor die elemente van gebed. Nou die elemente waarvan ek nog net gepraat het, daar's 2 elemente wat ek vir jou gesê. Daar's 'n hemelse element en dan is daar 'n aardse element tot gebed. Nou die hemelse element is die een wat ek nog van gepraat het, waarop ons praat dat jy staan voor God die Vader as Jesus. Jy staan in die posisie van Jesus. En jy kommunikeer met God die Vader deur die leiding van die Heilige Gees. En daar is dit jou identiteit wat saak maak. Daar is dit jou verhouding wat saak maak en daar is dit die verheerliking wat saak maak, wat ons in vers 13 gelees het. Amen. Ek wil amper sê, wanneer jy in die hemel staan, dan is daai die elemente. Jy staan in die hemel. Jy staan in die hemel. Wanneer dit kom by die aardse elemente, dan gaan die geloof te paarte. Dan gaan jou autoriteit gepaarte. Dan is dit jou vlees wat hier weer 'n rol speel. Want jy operate nie meer in die hemelse realm van kommunikeer, maar jy operate nou in die aardse realm met jou hemelse autoriteit. Dan gaan geloof te paarte. Dan gaan, soos wat ons laasweek gesê het, oor die regspraak te paarte. Daar gaan die vlees en die gees. Maar wanneer jy voor God die Vader staan in die naam van Jesus, dan is daar nie iets soos geloof nodig nie. Nee, come on man. Sê vir my, jy geloof nodig om met jou maat te praat. Jy het nie geloof nodig nie. Het jy as daar autoriteit nodig om te praat met jou ma? Nee, as jy autoriteit nodig nie. Want jy het autoriteit nodig om saam met jou ma of jou pa te gesels nie. So, daai goeders of daai aspekte word jy op die aarde speel 'n rol op die. Wat probeer ek vanoggend vir jou sê? Ek probeer vanoggend vir jou verduidelik, man van die Here, vrou van die Here, dat gebed het 'n hoër doel. Gebed het 'n hoër doel. En daai hoër doel is nie om te vra nie, daai hoër doel is om te kommunikeer. Halleluja, halleluja, ek is klaar gepreek. Daai hoër doel is om te kommunikeer met die Here.
Onthou net, voordat jy operate op die aarde, voordat jy bid vir iemand op die aarde, voordat jy geloof moet hê op die aarde, voordat jy daar wat 2 of 3 saamstem op die aarde, dan moet jy 'n verhouding hê met die Here. Dan moet 'n verhouding wees met God. Dan moet kommunikasie wees met die Here. Nie daai tyd wanneer jy bid nie, maar in jou binnekamer. Want dit is wat jou die krag gee om hier te kan bid op aarde. Te veel mense wil bid hier op aarde. Ek bid vir die siekte, ek bid, maar daar is die krag. Hoekom nie? Jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Het jy nog regtig nog gedink dat jy kan net kom voor 'n gees, of jy kan net kom en daar kom sê jy maar in die naam van Jesus gaan uit. Daar is die autoriteit, daar is die power nie. Want jou power kom van kommunikasie af. Halleluja. Jou power kom van kommunikasie af. Jou power kom van waar jy in jou binnekamer was. Jou kommunikasie met God. Jou lyn met die Here. Jou wil wat jy het met die Here. Die aspek wat jy het. Dit kom as te ware na vore. Wanneer jy kom na iemand toe om te kom bid. Wanneer jy kom waar 2 of 3 in sy naam vergader. Dit is waar jy vanaf kom. Sy kan nie in lapa minne kom loop en vir mense wil kom bid en dan wonder jy hoekom het die werk nie. Dan kom bid sy daar vir mense, maar sy het nie sy verhouding met die Here nie. En nou praat ek van sy kommunikeer eens gereeld met hom nie. Want in elk geval sal hy vir jou gesê dat dit is nie nou die tyd om te gaan nie. Come on man. Hy sal vir jou gesê dat dit is nou die tyd om jou hande op te lê. Hy sal vir jou gesê dat siewig moet jy gaan. Hy sal vir jou gesê dat nou is die geloof vir daai persoon beskikbaar. Halleluja. En wanneer jy daar kom, dan is die geloof daar en jou geloof met sy geloof, daar vind die genesing plaas. Hy sal vir jou in 'n plek instuur. En dan wie jy, maar hierdie persoon het eens geloof nie. En hier bid jy. En jy is vol van geloof. Daar is die geloof by hy persoon nie. Jy bid vir hy persoon word nie gesond nie. Wie word nou verheerlik? Niemand word verheerlik nie. God kan niks daaruit deur iemand wat voor gebid is en dan is daar nie genesing nie. Want nou sê die wêreld weer, kyk die gebed het nie gewerk nie. En dit is waarvan ons praat. Dit is waarvan hy confusion weer vanaf kom. Want hoekom nie? Jy as gelowige het jy die kommunikasie met die Here nie. Want jy het jouself gelimit tot ek gaan daai tyd bid en ek gaan daai tyd praat met die Here. Ek sê weer, daar is nie 'n probleem met jou skedule van gebed nie. Maar as jou skedule van jou gebed gemaak dat jy nie meer spontaan met die Here kan praat nie en kan kommunikeer nie, gooi my rooster weg. Nee, dan kan jy my rooster maar weggooi. Want jy gaan 2 bid. Gooi my rooster weg. Dan leer jy om meer te kommunikeer met die Here. In elk geval leer jy baie min jou Bybel. So jy kan maar as te ware maar oorgaan na praat met die Here toe, sonder die Bybel. En weet jy wat? Daai gaan vir jou lei na jou Bybel toe. Dis die mooiste van alles. Want toe daar nie 'n Bybel was nie, toe wat was daar? Man van Here, wat was daar gewees? Sê of hier? Met kommunikasie net so. Wat sê Moses is aan besig om vir Genesis te skryf. Wat het hy gehad? David is besig om vir die psalms te skryf. Wat het hy gehad? Dis manne wat net so gekommunikeer het met die Here. Net so gekommunikeer het met die Here. En dit is waartoe die Here wil gaan met ons in die laaste dae. Dat ons nie staat maak op die elemente van die wêreld nie. Dat ons nie staat maak op die phone nie. Dat ons nie staat maak evens op hierdie blaaie nie. Alhoewel dit die boek is wat ons moet lees. Maar ons moet nie staat maak, want jy kan nie 'n verhouding hê met 'n boekie. Jy kan nie 'n verhouding hê met 'n boekie.
En as jy die boek hoor ag as 'n kommunikasie met God, dan is die jou God. As dit dan nie is die ware, dan plain en simpel taal. As jy die Bybel, ek praat van die boek, as jy die boek hoor ag, van daar is van julle wat mos die met die Bybel maak. Ek weet of jy gesien het al, dan bid die mense, dan swaai jy die Bybel en jy maak net so op die pulpit en oor die Bybel en so, of die Bybel is onder jou kop gesing en dit hou net die geeste weg. Dis nie God nie. Sien nie waant ons die Here nou al gelimit het, as die Here binne die boek is, as die Here binne die blaaie is. So nou kom jy by die pulpit, dan maak jy nou so by die pulpit. Jy sny door die geeste af vir die pulpit nou, met die Bybel. Sny nou die geeste af. Of jy slaap met die Bybel onder jou kop gesing, in die hoop dat die Bybel die geeste gaat weghou. Kom maar nou, dat is kindermentaliteit. Ons weet dat hy wat binne in jou is. Ons weet dat hy wat binne in jou is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Ons weet dat ons is tot alles in staat deur die Here wat in ons die krag gee. Ons weet, halleluja, dat van nou tot in alle ewigheid is die mag aan die kerk gegee en God opereer deur ons. Come on man, God opereer deur die kerk. God opereer deur die liggaam. Halleluja. God opereer want dit is die tempel van die Heilige Gees. God opereer, hy gebruik die liggaam van jou om mense gesond te maak. Hy gebruik hierdie mond van jou, halleluja, om lewe te spreek. Dit gaan nie oor die boekie, halleluja. Dit gaan nie oor die olie nie. Geen hoeveelheid van olie kan ooit die olie van die Heilige Gees wat binne in jou is, kan nie met vergelyk word nie. Want ons weet, halleluja, dat strome van lewende waters sal nie uit die boek uitvloei nie. Sal nie uit die boek uitvloei nie. Strome van lewende waters, halleluja, sal nie uit die olie uitvloei nie, maar strome van lewende water sal waar uitvloei? Sal uit jou binneste uitvloei. Dit sal uit jou binneste uitvloei. Dit vloei nie uit die boek uit nie. Dit vloei nie uit die drums uit nie. Dit vloei nie uit die keyboard uit nie. Dit vloei nie uit die pulpit uit nie. Sy kan maar glaskas pulpit het. Sy kan maar glas het hier. Sy kan maar die logos het. Sy kan maar wat het. Halleluja. Maar dit sal uitvloei uit jou binneste uit. Strome van lewende waters sal uit jou, dit sal uit jou binneste uitvloei. Kan jy nou verstaan, my mede dramkapper, dit gaan nie oor die velle nie. Man of God, dit gaan nie oor die velle nie. Dit gaan nie oor die set nie. Dit gaan nie oor die keyboard nie. Ek het hoeveel keer gesê, ga kry die dierste keyboard. Ga kry die dierste dammevelle. Ga kry die goed. Ga kry die ander man met 'n blikkieskap. Val die salwing van die Here. Want iemand met 'n verhouding met God, iemand met experience met die Here, die salwing sal altyd deur hom vloei. Nou ek sê ek nie, loop koop vir jou funkong keyboard en loop koop vir jou velle wat klink soos blikke nie. Wat ek probeer sê is, dat strome van lewende waters sal nie die symbols uitvloei nie. Strome van lewende waters sal nie uit die koorts uitvloei nie. Strome van lewende waters sal nie uit jou prediking uitvloei oor hoe kwyt jy preek nie. Strome van lewende waters sal uit jou binneste uitvloei. Dit is waar die krag lê. En waar vanaf kom het? Dit kom van jou gebedslewe af. Dit kom uit hy gebed uit. Waar jy kommunikeer met die Here. Mag jy kommunikeer met God hierdie week.
Mag jy kommunikeer met die Here hierdie week, halleluja. Mag jy in die toilet sit en kommunikeer met die Here. Mag jy in die sitkamer sit en kommunikeer met die Here. Mag jy in jou huis rond beweeg en kommunikeer met die Here. Mag daar 'n spontaanheid kom in jou binneste en net begin kommunikeer met die Here. Mag jy net begin sing. Mag jy net begin woord spreek. Mag jy net begin ingaan in hy troonkamer in as Jesus. Mag jy geen vrae vra hierdie weekie, halleluja, maar mag jy in die presence kom waar jy net op die ouen van die dag net kommunikeer met die Here. Soms hoef jy nie eens baie te praat nie, jy hoef net daar te wees, halleluja, in die presence in, halleluja, en jy is net die een wat kommunikeer met die Here, jy kommunikeer net met die Here, halleluja, halleluja, halleluja. Ons bid vir kommunikasie die week, ons bid vir kommunikasie en identiteit, laat jy kan weet dat strome van lewende waters sal uit jou binneste uitvloei, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Mag die Here vir jou meet uit jou needs. Glory to God. Vader, in die naam van Jesus, Here, kom sê vir dankie vir die woord. Ek kom sê vir dankie, my Vader, vir dit wat U in ons midde gesit het. Here, die salwing wat in die plek heers, Here, die krag wat in die studio is, my God. Ek bid dat hulle dit sal ontvang in die naam van Jesus. Ek bid dat hulle sal kry in die naam van Jesus. Ek bid dat hulle mindsets verander sal word, Here. Dat gebed is 'n saak van kommunikasie. Gebed is 'n saak van identiteit. Gebed is 'n saak van verhouding. Gebed is 'n saak van verheerliking. Ons gaan nie meer vra nie, ons gaan volwasse raak, ons gaan opgroei in die dinge van U en ons sal weet dat die krag lê binne in ons. Die krag lê in ons hande. Die krag lê in kommunikasie. En voordat ons uitgaan na die wêreld toe, voordat ons uitgaan na gebed toe, voordat ons uitgaan om te bid, voordat ons uitgaan, halleluja, om dinge te doen in die elemente van hierdie wêreld, ons sal eers die kommunikasie van U hê. Ons sal eers die identiteit het, halleluja. Ons sal eers wees soos manne en vroue wat uit die troonkamer kom. Ons sal so Elia wees. Ons bid vir 'n Daniel mentaliteit. Ons bid vir 'n Moses mentaliteit. Hulle opgegaan het na die berg toe. Hulle een kan gesit was. Here, net gekommunikeer het met U. Here, ek bid, Here, dat dit lieflik sal wees om te praat met U. Here, ek bid, Here, dat hulle 'n kommunikasie met U so sal hê, Here, dat dit lekker sal wees om te bid. Want dit gaan nie oor vrae en antwoorde nie, maar dit gaan ook net oor ek gesels met U. Ek wil met U wees. Ek wil moeite maak om met U te wees. Laat dit ons gebed wees hierdie week, my Here, in die naam van Jesus. Met vele dankzegging. Amen en amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Glory to God. Halleluja, halleluja. Ons gaan weer woensdag aand, gaat ons weer live gaan. Ek sal hierdie keer, ons is nou lekker opgeset, nee man of God, ons is nou lekker opgeset. So ons sal woensdag aand weer live wees om deel 2 te hê van hierdie segment. Ons het vanoggend gepraat oor die hemelse element. Maar ons gaan 'n bietjie praat woensdag oor die saamstem van sake, oor die saamstem van gebed, oor die feit dat ons lisensie moet gee vir God om hier te kan operate. Die feit dat ons gaan praat oor geloof en die vlees teenoor die gees. Halleluja, glory to God. So ons is gereed om te bid, man. Ons is gereed om te bid en God wil hê ons moet bid. Maar die gebed is nie om te bid, ons wil goed te sê nie. Nee. Die gebed is eerstens vir kommunikasie. Hou dit in gedagte. En as jy 'n paar dinge gemis het van hierdie live, dan kom jy weer terug. Luister rustig na die live. En die Here sal jou weer sien. Terwyl ons mekaar woensdag aan weer gaan sien, dit sal 9 uur wees. Woensdag aan 9 uur, dan sal ons mekaar weer sien. Die Here seën jou. Halleluja. Dankie dat jy ingeskakel het.